Welkom terug by die groot ontbyt. Johan Botchits, die welvaartbestuurder by PSG Wealth Pretoria Oos, kuier vanmôre by ons. Ons gesels spesifiek oor jou beleggings en wat daarmee gaan gebeur na donderdag se rentekoersbesluit. Wat kan jy verwag? Goeiemôre Johan. Môre julle, is lekker om hier te wees. Altyd lekker om jou te hê Johan. Die donderdag se rentekoersbesluit, dit gaan 'n redelike impak op die ekonomie hê. Ja, definitief. Ek dink eerstens moet ons sê ek dink nie dit was 'n maklike besluit vir die beleidskomitee van die Suid-Afrikaanse Reservebank nie. Hulle moet maar heeltyd 'n klomp balle in die lug hou. Maar ek dink, jy weet, ons almal is baie dankbaar dat hulle besluit het om die rentekoerse te verlaag. Jy weet, ons het in die verlede bietjie hieroor gepraat oor werkloosheid in die land wat baie groot is en wat dit eintlik ons my persoonlike mening ons grootste ewel is. En as ons enigiets kan doen om bietjie meer fokus om die ekonomie te help groei, dan dink ek dis die regte pad om dit nou te doen. So lae rentekoerse gaan hopelik die ekonomie bietjie help stimuleer. Hoe raak hierdie rentekoersbesluit jou enige beleggings wat jy het? Ja, soos in baie dinge in die lewe is dit maar 'n tweesnydende swaard. Jy weet, 'n klomp mense is ongelukkig daaroor omdat hulle afhanklik is van renteinkomste. So hulle belê geld, kry kry 'n renteopbrengs, so as rentekoerse daal, dan raak dit hulle nou negatief. Maar ek dink vir die meerderheid mense, almal wat nog werk, wat in pensioenfondse geld het, wat iets bymekaar maak, wat moet skuld afbetaal, is dit eintlik 'n positiewe ding. Ons het ook gesien dat die markte, ons plaaslike mark veral het baie positief op dit gereageer verlede donderdag en die hele week eintlik, weet in aanloop tot dit. En dan ook die rand bietjie sterker, wat eintlik onverwags was, of bietjie onverwags was. Mense gedink die rand sou dalk bietjie ander kant toe gereageer het, maar ja, so eintlik is dit vir ons beleggings eintlik goed, nee, vir die meerderheid mense. Dit het gehelp om die beurs te laat styg en ons hoop dit gaan lei tot meer ekonomiese groei in die land. Ja. As dit kom by beleggingsadvies, finansiële advies, dit het so groot impak op jou finansiële welvaart. Dan moet mense begin dink, wat is die regte prys om te betaal as jy 'n belegger is? Wat is die kommissie wat jy moet betaal? Wat is die fooi-struktuur? Wat is die fooi-struktuur, 'n billike fooi-struktuur? Hoe lyk dit? Niemand weet regtig. Ja, ek gaan nou vanoggend soos 'n prokureur klink en nie vir jou 100% direkte antwoord gee nie, want dit is nogal 'n lang gesprek as 'n mens daar wil praat. Ek dink die eerste ding wat beleggers in aanmerking moet neem is dat jou adviseursfooi is 'n baie klein komponent van jou totale fooi. So kom ons sê min of meer 'n derde of minder as 'n derde van jou totale fooi. En ek dink dit is belangrik dat jy voortdurend na jou totale pakkie van of vlakke van fooie gaan kyk. Jy weet, ons sê altyd vir kliënte wat na ons toe kom, jy moet kyk na al die varke wat in die trog vreet. Dat jy presies weet wat is jou totale koste en dan moet jy ook besef dat sekere tipe beleggings se koste is laer as andersins. So as jy kan nie net koste sensitief wees nie, want as jy net koste sensitief is en iemand kom dalk agter en wil vir jou die so laag as moontlike koste voorhou, dan gaan jy byvoorbeeld baie meer kontantbeleggings hê, moontlik in 'n portefeulje wat 'n goedkoper belegging is om te hou. Okay. Maar dit gaan jou op die langtermyn gaan jy baie skade kry omdat jou opbrengskoers nie groot genoeg gaan wees nie. So kyk na jou totale goed en ja, maar ek dink in ons jy weet in ons land is kostes redelik laag nie. Ek dink daai sektore sal baie ontwikkel en al die goed is deursigtig. Redelik gereguleer op ja. Nou is ons terug by inflasie. Is daar steeds goeie opsies op die mark waar opbrengste beter is as inflasiekoers? Ja, ek dink definitief so. So ek dink ons het ook in die verlede al oor dit gepraat. Ek dink 'n mens moet definitief jou langtermyn geld wat jy waarskynlik nie in die volgende 7 jaar gaan gebruik nie, moet jy soveel as moontlik aandele blootstelling kan kry. Hierdie net weer ons creator fonds wat ons spesifiek vir ons kliënte het. En daar kan jy sien, jy weet, ongelooflike groei sedert sy ontstaan in 2009. So jy het na kostes oor die 12%, 12.2%. Dit was tot die einde van April 12.2% per jaar gekry oor hierdie hele tydperk. En ek dink, jy weet, die syfers sal die einde van Mei selfs beter lyk met ons mark wat in Mei maand so goed gedoen het. So ek dink as 'n mens in so 'n belegging is en jy het inflasie met 'n hele klomp persentasiepunte geklop oor tyd, dan is dit definitief 'n goeie opsie om in te wees, ja. Wat is dit vir die kykers net vinnig weer 'n fonds van fondse? Wat is daardie term? Wat beteken dit?
'n Fonds aan fonds is maar 'n samestelling van 'n klomp verskillende onderliggende fondse wat 'n mens op 'n spesifieke manier gaan saamkoop. So hierdie fonds van ons bestaan uit 6 onderliggende fondsbestuurders. So dis 'n mandjie van verskillende fondsbestuurders wat jy saamsit om die beste resultaat op die langtermyn te kry. Jy sien nou 'n klomp onderliggende fondsbestuurders. Uit watter onderliggende fondse bestaan die PSG Wealth Creator FWF? Ja, ons het 6 onderliggende fondsbestuurders. Ons het 91, Coronation, 360, M&G, PSG is 'n gedeelte daarin. As jy nog in Fairtree. So elke van die fondsbestuurders het 'n gelyke deel in. En ja, ons is baie gemaklik met hierdie fondsbestuurders. Ons het elke fondsbestuurders vir 'n spesifieke doel daarin gekies en doen dan ongelooflik baie huiswerk op elke fondsbestuurder se onderliggende bates in sy fonds ook om seker te maak, jy weet, ons is gemaklik met dit om dit dan vir ons kliënte te bied ook in die samestelling. Hierdie 6 fondsbestuurders, is hulle dieselfde uitgangspunte of kies julle mense of fondse wat spesifiek op ander maniere en ander strategieë dinge benader? Ja, definitief. So as ons daar kan sien die kolom wat die investment of die beleggingsstyl aandui, is ons kies definitief mense met verskillende style. Hoekom is dit so? Want as jy almal met dieselfde styl kies, dan gaan jy bietjie van 'n trop uitkoms hê. As dit in sekere markomstandighede, dan gaan almal gelyk goed doen en in ander markomstandighede dan gaan almal swak doen. So ons wil juis eintlik 'n fonds hê of 'n samestelling hê wat oor tyd in alle tipe markomstandighede goed gaan doen en daar nie tye gaan wees wat die bodem heeltemal uitval nie. Dit is die groot ding. So ons kyk definitief na die verskillende style van die onderliggende fondsbestuurders ook in die samestelling van die mandjie. Kry mens in so 'n fonds genoegsame diversifikasie? Ja, beslis. Ook die laaste kolom, wat mense daarna kan kyk, is 'n aanduiding van die hoeveelheid onderliggende aandele wat in elkeen van die fondse is. Nou daar is oorvleeling. Kom ons sê definitief is daar 'n mate van oorvleeling, maar daar's definitief ook verskillende aandele in. So as 'n mens na daai mandjies gaan kyk of na daai samestelling gaan kyk, dan is daar genoegsame diversifikasie. Jy weet, jy is nie geen belegger is aan 'n enkele aandeel so blootgestel dat as daar iets met daai spesifieke aandeel gebeur, dat dit 'n wesenlike impak op die samestelling of die mandjie van jou portefeulje kan hê nie. Mense kyk gewoonlik na so iets, dan dink ek, "Sjoe, dit lyk baie gekompliseerd en mense moet seker miljoene daaraan spandeer as jy wil deel wees daarvan." Is dit die geval vir 'n belegger? Is daar moeilike hoepels om deur te spring of is dit toeganklik? Nee, is baie toeganklik. So hierdie is sekerlik een van die maklikste beleggings wat jy kan doen. Weer eens, as dit net gewone spaargeld of diskresionêre geld is, dan kan jy enige tyd van so min as ek dink R2000 kan jy insit of 'n maandelikse debietorder insit of ja, so dis baie maklik en die geld is die hele tyd beskikbaar ook. Jy weet, dit is ook hoekom ons hierdie onderliggende fondsbestuurders in het. Ons wil nooit vir 'n kliënt sê wat sy geld wil onttrek. Hoorie, jy moet 'n maand wag of jy moet 3 maande wag of jy moet 'n jaar wag nie. So al jou geld is direk beskikbaar hier. Al die onderliggende bates wat in hierdie fondsbestuurders is, kan direk verkoop word. So jy sal nooit in 'n situasie sit waar daar moontlike aandeel is wat nie verkoop kan word en nou sê iemand vir jou, hoor jy kan nie jou geld kry nie. So dis 'n maklike proses, dis toeganklik vir enige iemand en die opbrengs oor tyd dink ek spreek van self, goeie belegging oor tyd, ja. Is diversifikasie net 'n strategie of is dit 'n noodsaaklikheid? Ek dink dit moet definitief deel wees van jou strategie om te diversifiseer, maar dis ook 'n noodsaaklikheid. Jy kan amper nie sonder dit twee nie. Jy moet 'n goeie gediversifiseerde portefeulje hê. En ja, en ek dink ons het in die verlede ook daaroor maar gepraat. Niemand is die hele tyd reg nie. Ja. So jy moet insette hê van meer as een fondsbestuurder. En jy moet goed genoeg gediversifiseerd wees. Ook plaaslik en na die buiteland toe. Jy kan nie al jou geld in die buiteland hê nie en jy kan ook nie al jou geld plaaslik byvoorbeeld hê nie. So jy moet na jou totale bateallokasie deurlopend kyk. En dit is, jy weet, ons het, ekskuus nou vir die Engels, 'n pie chart wat ons kyk en dit is amper die belangrikste ding wat ons die hele tyd vir kliënte monitor. Is jou totale bateallokasie. Hoeveel aandele in die buiteland, hoeveel plaaslik, hoeveel in kontant, al die goed. Want as jy na jou bateallokasie kan kyk,
dan het jy 'n goeie aanduiding van die risiko van jou portefeulje en die verwagte opbrengs oor tyd ook. En natuurlik, hoe meer risiko, hoe meer sal die oënskynlike opbrengs dan Ja, wees nie. definitief ja. Nou goed, as mense enigstens met julle wil kontak maak by PSG Wealth Pretoria, is wat moet hulle doen? Ja, is baie maklik. Kan net 'n e-pos stuur aan groot@psg.co.za en as jy in 'n omgewing is, kom drink koffie, cappuccino. O, daai gratis koffie. Ja, beslis, ja. Ek onthou nou Kom die maak gratis asseblief 'n draai by ons, ja. Baie dankie Johannes, baie lekker met jouself. Dankie vir jou insig en dit help mense bietjie beter verstaan hoe julle fonds werk. Ek bedoel die fonds is nogal redelik kompleks vir die gemiddelde ou, maar die PSG Wealth Creator van the Fund Growth van fonds is nogal redelik indrukwekkend. Dankie vir jou bydrae vanmôre. Baie dankie, was lekker om hier te wees. Nee, as jy enigstens meer wil weet van PSG Wealth Pretoria Oos, stuur gerus 'n e-pos na groot@psg.co.za. groot@psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieer is van die PSG Consult Groep, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy en gemagtigde finansiële dienste verskaffer.